Hartlike goeiemôre aan elkeen. Is weer eens 'n wonderlike voorreg om in die huis van die Here te kan wees en om sy woord te kan deel met julle. Nou, in 1918 in Noord-Carolina, daar in die VSA, is daar op 'n eenvoudige melkplaas, is daar 'n seun gebore. Nou die seun het groot geword, harde werk. As jy op 'n plaas werk, moet jy jou moue oprol en seker maak jy's deel daarvan. En jy werk hard. Maar hy was skaam en hy het getwyfel in sy vermoëns. Hy was maar 'n baie eenvoudige mens gewees. Maar as 'n tiener woon hy 'n evangelisasie sessie by waar hy sy hart vir Christus gee. En hy word opgecharge. Hy kry die oortuiging dat God hom geroep het vir die bediening. Maar hy twyfel nog steeds in sy vermoëns en hy het geglo dat hy nie in staat is om dit te kan doen nie. Maar hy bly getrou aan daardie gedagte dat hy geroep is en hy begin klein veldtogte te doen en hy begin die woord te bedien. Maar hy vind baie teestand en kritiek op daardie bediening wat hy het. Maar hy vertrou nog steeds op God, dat God hom sal deurdra, en hy byt vas en hy druk deur. En eers op die ouderdom van 30 jaar, so 14 jaar nadat hy daardie ervaring gehad het, dat God hom roep, begin hy deurbraak te kry. En hy eindig dat hy so om en by 215 miljoen mense, waaronder daar presidente en konings was, dat hy hulle toespreek en dat hy baie van hulle na die Here toe kon lei. Hy het 'n eenvoudige boodskap gehad. God het jou lief, Christus het vir jou gesterf, jy moet 'n besluit maak. Eenvoudige boodskap, maar hy het kragtiglik in die wêreld getuig. En hierdie man se naam was Billy Graham gewees. Nou wil ek vra, wat sou gebeur het as hy onder die druk geswyg het, eerstens van sy eie gedagtes dat hy nie goed genoeg is nie, en tweedens op daardie mense en selfs die pers wat berigte gehad het dat hy nie goed genoeg is, dat hy nie die boodskap kan bring nie. Wat sou gebeur het? Hoeveel miljoen mense het dalk nie die boodskap uit sy hand ontvang nie? Nou soos julle weet, ons praat heidaglik in ons reeks oor prominente figure in die Bybel. So nou wil ek ook gaan kyk na 'n jong seun, so ongeveer 4000 jaar terug. So ongeveer 1740 jaar voor Christus se geboorte is hierdie jong man gebore. Hy was uiteindelik een van 12 seuns gewees. So, dit was 'n groot familie daai gewees. Dit is Josef, hy was die seun van Jakob en Rebekka. Nou Rebekka was die vrou wat Jakob 14 jaar voor moes gewerk het. Sjoe, hy het haar baie lief gehad. En Josef beteken God will add or God will increase. Nou Jakob bederf vir Josef. Hy was sy blue-eyed boy gewees. En hy maak vir hom 'n pragtige kleed. Genesis 37 vers 3 sê, Jakob het vir Josef meer lief gehad as al sy ander seuns. Ouch. En hom 'n kleed met veel kleure gegee. So hy was 'n blue-eyed boy gewees. Nou kan jy al klaar dink, sy broers was nie te happy met hierdie opset gewees nie. Maar hierdie vers laat my ook dink aan Matteus 3 vers 17. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. So God het vir Jesus ook met 'n oneindige liefde liefgehad. Net soos Jakob hierso sy liefde vir sy seun Josef gehad het, het God sy eniggebore seun oneindig liefgehad.
Maar dit eindig nie daar nie. God het die mensdom so lief, dat hy hierdie geliefde seun van hom geskenk het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe sou beerwe. Wat 'n groot liefde was dit nie. Jesaja 54 vers 10 sê, For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord, who has compassion on you. So dit is vir sy volk, en ons is gebore uit Abraham, ons is deel van daardie volk. Maar kom ons gaan terug na Josef toe. So op 17-jarige ouderdom begin die jong man drome droom. En sy eerste droom hy, daar's gerwe. En sy broer se 11 gerwe buig voor sy gerf. Ja, hierdie seun was al reeds nie te populair by sy broers nie, en hier droom hy nou nog sulke drome. En dit gaan nog verder, hy het 'n ander droom, waar hy droom dat die son en die sterre, die maan en 11 sterre voor sy ster kom buig. So, dit is sy pa, sy ma en die 11 broers buig voor hom. Oh my word, kan jy jouself indink? Hulle het hom al reeds nie gelike nie. Wat het nou gebeur? Hy was glad nie gewild nie. Selfs sy pa Jakob was nie baie ingenome met hierdie droom wat sy seun gehad het nie. So dit gaan verder en op 'n stadium gaan sy broers weg en hulle gaan in die veld in en hulle gaan pas die skape op en die bokke op en sy pa stuur hom om te gaan kyk na die welstand van sy broers. En hulle sien hom daar in die verte aankom en hulle begin klaar planne beraam. Hulle gaan hom om die lewe bring. Hulle het hom werklik waar gehaat, dat hulle hom wou doodmaak. Die oudste broer Ruben sê, hy het daarom nog bietjie simpatie gehad, en hy sê, nee, kom ons maak hom nie dood nie, ons gooi hom net in die put. Want hy het eintlik beplan om hom later te kom uithaal, en hom terug te vat na sy pa toe. So hulle gooi hom in die put. Hulle broer, hulle naaste. Maar daar's 'n groep Ismaeliete wat toe daar verbykom, en hulle sien 'n geleentheid om bietjie wins te maak uit hierdie situasie wat hulle het. En hulle verkoop hulle broer vir 20 silwerstukke aan die Ismaeliete. Nou dit laat my dink ook aan Matteus 26, waar Judas Iskariot vir Jesus Christus verraai vir 30 silwerstukke. Nie iemand daar ver nie, een van sy disippels kom en verraai hom, net soos Josef se broers hom verraai het Jesus dieselfde verraad ervaar. So terug na Josef toe. Hulle gaan vertel toe sy pa, wilde diere het hom verskeer, hulle het sy kleed en hulle wys daardie kleed aan hom. So vir Jakob sterf hierdie geliefde seun van hom. In Egipte gekom word hy verkoop aan Potifar. Potifar was die owerste van Farao se lijfwagte. Maar Genesis 39 vers 2 sê, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. Hy het goed gelewe. So, in omstandighede waar dit eintlik baie swak met hom moes gaan, waar hy 'n slaaf was, maar God is met hom. En hy kry voorspoed. Hy bly van die put na die paleis toe. So God se guns bring vir hom in sy omstandighede
Die eerste eienskap, blydskap. In moeilike omstandighede, omskep God dit vir hom in blydskap. Nou hoeveel van ons sou nie moordgedagtes gehad het as my broers my eers wou doodmaak en my daarna verkoop? Jong, ek sou planne beraam om hulle terug te kry. Ek sou self gaan sit het en uitgewerk het hoe ek hulle sou teruggekry het. Maar hy word egter aangestel oor al die besittings van Potifar. So waar die vyand beplan het dat hy tot 'n val moet kom, kom hy in omstandighede en word hy aangestel oor al Potifar se welvaart. So vir 10 jaar bly hy in sy diens. Nou Josef was 'n aantreklike jong man gewees. En Potifar se vrou het begin oogies maak daarvan. Sy wou bietjie sien wat kon hy uitbroei. Maar hy het nie geval daarvoor nie. En op 'n dag toe vat sy bietjie van 'n meer ernstige benadering en toe hy daar kom, toe sê sy, "Coffee, tea or me?" Vers wat? So sy probeer werklik waar vir Josef verlei om hom te kry om in welis te verval. Maar hier bewys Josef getrouheid aan Potifar. Potifar het hom aangestel oor al sy huishouding en hy wou hom nie verraai nie. So tweedens wys hy getrouheid, maar hy wys ook selfbeheersing, dat hy nie vir welis val nie, dat hy nie val vir hierdie vrou wat die vyand gebruik om hom tot 'n val te bring nie. So Josef word toe valslik beskuldig. Die vrou gryp sy kleed, hy probeer weghardloop en 'n stuk bly agter. En sy sê vir die leiwagte dat hy haar wou aanrand. En hy word valslik beskuldig en hy word in die gevangenis gegooi. Dan kyk ek na Matteus 26 vers 59. En die owerpriesters en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom te laat sterwe. En hulle het niks gevind nie en al het baie valse getuies gekom, het hulle niks gevind nie. So net soos Josef word daar teen Jesus ook valse getuies aangebring. Hy was vlekkeloos gewees. Hy het niks in hom verkeerd gehad nie, maar die wêreld het 'n rede gesoek om valse getuies teen hom saam te bring. So na 10 jaar van diens in Potifar se huis, beland hy nou in die tronk. Nou hoeveel van ons sal dan nie 'n pity party gegooi het nie? Here, kyk nou net wat gebeur alweer met my. Ek is verkoop deur my eie broers. Ek het gewerk in die paleis en hier weer, wat het ek nou verkeerd gedoen dat ek dit nou moet verdien? Maar nee. Weer eens in daai gevangenis is God met hom en hy word weer aangestel. Kan julle dit oorvertel? Hier word hy weer in die tronk aangestel oor al die verrigtinge in die tronk. En hy's in beheer. En hy toon die 4de eienskap. Hy toon vrede in sy omstandighede. Hy het nie hierdie haatgedagtes nie. Hy bevraagteken nie God, wat gebeur in my lewe nie. Binne vrede kon hy vra vir die skinker en die bakker. In Genesis 40 vers 7. Waarom lyk julle aangesig vandag so droewig? So hulle is in moeilike omstandighede, hy's in die tronk, maar hy kan met vrede, kan hy sien, hoorie, hierdie 2 manne het 'n probleem. Hulle voel droewig. Binne sy vrede, waar hy dit ervaar. Nou ons almal weet, hy lê toe die drome uit van die bakker en die skinker, en hy vra die skinker, dink aan my, wanneer jy weer by Farao is.
Maar wat gebeur? Die skinker vergeet van hom. Die skinker vergeet van hom en laat hom nog vir 2 jaar in die tronk wees. Nou, hoeveel van ons is instant Christene? Ons wil hê dinge moet nou dadelik gebeur. Hy's verkoop, hy het 10 jaar daar gewerk, nou is hy 2 jaar in die tronk. Hoeveel van ons sal staande bly? En dis eers toe Farao drome droom, en geen een van sy towenaars of sy wyse manne kan dit uitlê nie. Toe onthou die skinker, luister, daar in die tronk was hierdie ou gewees wat ons drome uitgelê het, en dit het presies so gebeur, soos wat hy gesê het, dit sou gebeur. So dink nou daaraan, dit is nou al 13 jaar vandat hy verkoop is. Nou word hy ingeroep om Farao se droom uit te gaan lê. En op 30-jarige ouderdom, net soos Billy Graham se storie, word hy verhoog. Daar word hy verhoog in die ryk van Farao, dat hy aangestel word oor die hele Egipte, net onder Farao. 13 jaar nadat hy verkoop is. So nou kom hy in hierdie posisie waar God hom eintlik wou hê om voorsiening te kon maak vir sy volksgenote. Genesis 41 vers 41 sê, toe sê Farao vir Josef, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland. As iemand wat 'n slaaf moet wees, word aangestel oor die hele Egipte. Nou dit laat my ook dink aan Filippense 2 vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is. Jesus Christus is ook so verhoog dat hy aangestel is oor alles in hierdie heelal. Josef vertoon lankmoedigheid, eienskap nommer 5, om binne moeilike omstandighede nie bitter te word of om sy geloof te verloor nie. Wonderlike lewenseienskappe wat hy vertoon in moeilike omstandighede. Nou ons is almal bekend toe met Farao se drome, waar Josef ook vir hom moes uitlê van 7 jare van hongersnood, wat sou kom na 7 jaar van oorvloed. En op 'n ouderdom van 37 jaar, vir Josef, toe begin daardie 7 jare van hongersnood. So hy het voorsiening gemaak, hulle het al hierdie skure vol koring gemaak, hulle het daardie 7 jaar van oorvloed gebruik, om seker te maak, dat daar genoegsaam kos sou wees vir die Egiptenare, en selfs meer, binne in daardie skure. Nou sien ek karaktereienskap nommer 6, goedheid, wat in sy lewe getoon word, waar hy dit nie net hou vir hulle nie, maar waar hy ook voorsiening maak vir ander lande, vir mense wat kom, wat geen kos het nie, wat hongersnood in die gesig staar. En daar's oorvloed, en hulle kon vir hulle voorsiening maak. So Josef word die bemiddelaar wat Egipte en sy eie familie sou red van hongersnood. Selfde soos Johannes 3 vers 16, waar Jesus Christus die bemiddelaar geword het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe sou kon beerwe. So ook in Kanaan het daardie hongersnood geheers, en Jakob en sy kinders het ook in daardie nood verval. Hy stuur hulle toe na Josef toe. Hy stuur hulle na Egipte. Hy het nie geweet dis sy seun daar nie, maar hulle gaan daarna toe om ook van hierdie koring te kon kry.
En daar dink ek nou weer terug aan wat sou ek gedoen het as ek hulle gesien het. Ja, en ek sit nogal in hierdie magsposisie. Kata, ek sou vir julle gevoeter het. Maar Genesis 45 vers 5 sê, maar wees nou nie bedroef en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Wat 'n gesindheid. Wat 'n wonderlike gees van liefde. Openbaar Josef nie. Waar ek wraakgedagtes heel moontlik sou gehad het, betoon hy liefde. En hy bevraagteken nie eens al hierdie dinge waardeur hy gegaan het nie. Hy aanvaar dat God 'n plan met sy lewe gehad het en hom geplaas het op hierdie plek waar hy nie net vir die wêreld, vir Egipte, maar ook vir sy eie volksgenote, vir sy ouers, vir sy broers, vir sy familie 'n toekoms kon maak. Genesis 45 vers 14. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween, en ook Benjamin het om sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween, en daarna het sy broers met hom gespreek. So die broers wat hom gehaat het, hom verraai het, hom verkoop het, hier bring hy vergifnis en liefde wat hy aan hulle bewys. Hy het sy broers vergewe en vir hulle voorsien. Lukas 23 vers 34. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kyk net hierdie parallelle wat uit Josef se lewe en uit Jesus se lewe met mekaar vergelyk. Daar dieselfde eienskappe wat in Jesus se lewe teenwoordig was, wat in Josef se lewe teenwoordig was. Nou toe Josef 56 jaar oud was, toe sterf sy pa Jakob. En sy broers begin weer te worry. Hulle is bekommerd. Nou is hulle pa weg, nou gaan hy dalk wraak neem op hulle. Maar nee, nog steeds gebeur dit nie. En Genesis 50 vers 18. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. So ek sien hier karaktereienskap nommer 8 en 9, sagmoedigheid en vriendelikheid teenoor sy familie. Nou as jy dit nog nie agtergekom het nie, 9 eienskappe wat in Galasiërs 5 vers 22 opgeskrywe is. So nêrens in die Bybel lees ek dat God een keer vir Josef self moes berisp nie. Nêrens lees ek dat hy bevraagteken het wat God in sy lewe doen nie. Nou, Christene wil hê dinge moet dadelik gebeur. Here, ek is in hierdie situasie, ek wil môre hier uit wees. Maar kyk na hierdie voorbeelde. Hy vertoon al die komponente van die vrug van die Gees in 'n tyd nog voordat die Gees van God uitgestort is. Al daardie karaktereienskappe kom in sy lewe voor. Nou wat kan ons leer uit Josef se verhaal? Wat kan ons in ons eie lewens toepas? Punt nommer 1. God is soewerein
oor die planne van mense. As iemand 'n plan teen jou beraam, moenie worry nie. As God in jou saak is, kan hulle jou niks aandoen nie. Genesis 50 vers 20. Julle het wel kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goeie bedoel. So God het hom gelei binne daardie omstandighede. Punt nommer 2. Drome word as 'n medium van goddelike openbaring gebruik. En dit was nie net vir daardie tyd nie. Dit is nog vir vandag. Let op wat jy droom. Moenie net dink dit is net so of so nie. God praat steeds deur drome. En ook geestelike gawes kan buite die mure van ons gemeente kan dit werk. Dit is nie net bedoel vir hierdie klein groepie nie. Selfs in die vyand se terrein in Egipte kan dit werk, kan dit opereer, kan dit 'n impak maak. God se stem is nie beperk net tot godsdienstige ruimtes nie. God se stem is daar vir elkeen wat bereid is om dit te hoor. Punt nommer 3. Vergifnis ontsluit lotsbestemming. Josef kies om sy broers te vergewe, nie eers nadat hy hulle gestraf het nie. Hy vergewe hulle sonder enige voorwaardes. En wat gebeur toe? Hy kon sy familie en sy volk later red van daardie hongersnood. Vergifnis is 'n sleutel tot vryheid en tot geestelike gesag. Jy kan nie jou roeping vervul terwyl jy vasgevang in bitterheid is nie. As jy iets teen iemand het, dit doen meer skade aan jou as aan daardie persoon. Punt nommer 4. Vertraging is nie verwerping nie. As God jou in 'n situasie het, moenie dink dat hy jou verwerp het nie. Moenie dink omdat dit aanhou en aanhou, dat God nie meer aan jou dink nie. Josef moes vir 13 jaar wag, voordat die regte tyd daar was, dat God hom kon verhoog en hom gebruik vir daardie doel wat hy in gedagte gehad het. God voorsien voor die krisis. Het jy dit al gesien? Jy weet nie hoekom gebeur hierdie of hoekom kry ek hierdie, maar as jy bietjie verder gaan en jy kyk terug, dan weet jy hoekom het God op daardie stadium vir jou iets gegee, vir jou 'n woord oor jou lewe gegee, vir jou 'n belofte gegee waaraan jy kon vashou. So God voorsien voor die krisis. God kan die vyand se grondgebied gebruik. So moenie dink dit is net op jou heilige terreintjie waar jy moet werk nie. God kan jou gebruik daar in die den van die leeu. Daar in die grondgebied van jou grootste vyand, daar kan God jou gebruik. Josef het mag gekry in Egipte. Kan jy glo, hierdie joetjie kom in Egipte in en hy word aangestel net onder Farao. So in die Egiptenare se domein gebruik God hom. En hy maak 'n groot impak in baie mense se lewens. Versoening herstel geslagte. So Josef se vergifnis van sy broers het vir Israel 'n groot impak gehad. Uit daardie punt het die 12 stamme van Israel voortbestaan.
As hulle in daardie hongersnood sou omkom, sou God se plan vir Israel vorentoe nie uitgewerk het nie. So God maak voorsiening vir hulle. En dan my laaste punt. God verander pyn in doel. So jy gaan dalk deur seer. Josef is seer gemaak. Hy het ervaar hoe hy verraai word, hoe hy verwerp word. Maar daardie verwerping en leuns het sy pad na vervulling geword. Daardie stappe waardeur hy moes gaan, het gemaak dat God hom waarlik kon gebruik vir die doel wat God in oë gehad het reg van die begin af. Nou wil ek vanoggend vra, is jy dalk in 'n moeilike situasie? Is jy dalk al vir 2 weke, vir 2 maande of vir 2 jaar in 'n situasie wat jy net nie weet, maar hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit met my? Waarom is ek in hierdie situasie? Dan wil ek vra, kom ons leer uit hierdie voorbeelde. Kom ons vind berusting binne in daardie omstandighede en ons gee dit oor aan God. Kom ons word 'n Josef in ons omstandighede en ons vertoon daardie karaktereienskappe van die vrug van die Gees te midde van ons omstandighede. Kom ons dink nie net aan onsself in daardie omstandighede en ons hou 'n pity party nie, maar ons kyk na om ons, is daar iemand in wie se lewens ons dalk 'n verskil kan maak? Is dit nie dalk hoekom God ons deur daardie pad gevat het nie? Is dit nie dalk die ervaring waardeur ek en jy moes gaan om te maak dat ek beter verstaan hoe my broer moet voel binne in daardie omstandighede en ek kan dalk gaan en hom ondersteun en ook vir hom deurhelp deur daardie omstandighede nie? Sal ons nie maar leer uit hierdie wonderlike jongman se lewensverhaal hoe God hom gebruik het en dat ons onsself ook vanoggend sal neerlê aan die voete van God Almagtig en vir hom sê, have your way. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie Here vanoggend vir hierdie eenvoudige boodskap. Here, 'n verhaal van 4000 jaar gelede wat nog so relevant is in vandag se tyd. Dankie vir die woord, Here. Dankie vir die Gees. Josef het nie eens die vervulling van die Heilige Gees kon ervaar nie. En hy kon al hierdie karaktereienskappe vertoon in sy lewe. Help ons, Here, dat ons in ons lewens meer en meer en meer soos Jesus sal wees. Here, ons het vanoggend daardie parallelle gesien. Jesus Christus, u geliefde seun, het u ook gestuur. Het u ook 'n plan gehad vir die mensdom, vir ons elkeen. En ek dank u in hierdie oggend daarvoor, Here. O Vader, ek bid dat hierdie woord in harte geseën sal word, dat dit vrugbare grond sal vind, Here, sterk wortel sal kry, o Gees van God, dat u die naspreker van hierdie woord sal wees. En ek loof en ek prys u daarvoor, in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen.